Ons almal voel met tye skuldig. Want ons weet mos, ons probeer om altyd die regte ding te doen en te sê, maar ons kry dit eenvoudig nie reg nie. Ons word steeds kwaad, ongeduldig en is soms lelik met ander. Ja, nie een van ons is engeltjies nie. Daar word die mooi storie vertel van 'n dogtertjie wat een aand 'n droom gehad het. Die volgende dag vertel sy opgewonde vir haar oupa dat 'n engel in haar droom aan haar verskyn het. Die oupa het eers niks gesê nie. Dalk is dit maar weer een van haar fantasieë, het hy gedink. Maar die ou man het al baie vreemde dinge in sy lewe gesien en besluit tog om haar verder daaroor te pols. Na storietyd die aand vra hy haar om, wanneer die engel weer aan haar verskyn, om te vra om vir God te vra wat die sondes was wat hy daardie aand op sy knieë gaan bely. Ek sal, oupa, was haar laaste woorde voordat haar oogies toegeval het. Die volgende oggend kom sy so half deur die slaap by haar oupa sit waar hy op die stoep sit en koffie drink. Hy sien dadelik dat sy kleinkind nie gelukkig is nie. "Wat is fout, my kind?" vra hy baie versigtig, terwyl hy haar op sy skoot tel. "Die engel het weer in my droom verskyn," sê sy. "Maar is tog 'n goeie ding? Het jy onthou om hom te vra oor my sondes?" "Dis die probleem, oupa. Die engel is daar weg om vir God te vra, maar toe hy terugkom het hy gesê dat God glad nie kan onthou wat die sondes is wat oupa bely het nie. En nou gaan oupa nooit glo dat dit regtig gebeur het nie." Die oupa het lank stil gebly om die waarheid in te drink en in ootmoed net weer daaraan gedink. Hoe groot is God? Dat hy nie net vergewe nie, maar ook van al ons sondes vergeet. Met 'n traan in sy oog het sy vir sy kleinkind gesê, "Ek glo jou, die engel was daar." Kom ons wees elke dag maar net weer bewus van ons droogmaak. Bely dit met groot opregtheid en die strewe om môre beter te wees. Ja, kom ons word ook vandag rustig in die woorde van Micha 7 vers 17. Hy sal ons jammer kry. Al die verkeerde dinge wat ons gedoen het, sal hy onder sy voete vertrap. Hy sal nog meer as dit doen. Hy sal dit baie diep in die see gooi. Dit sal so goed wees of hierdie verkeerde dinge nooit eers gedoen is nie. Kom ons bid. O heilige Verlosser, vandag kniel my hart diep gebuig voor U in verwondering oor U grootse liefde, U omarming van gebroke mense en die eindelose genade wat U vir mense gee. Mense soos ek. Amen.